Welkom by ons heel eerste sessie van ons reeks Love Like This. Is 'n reeks wat gevorm is om 3 kernkonsepte: compassion, calling en contribution. En in ons eerste 2 sessies gaan ons gesels oor compassion of die woord medelee. Nou, ek wil begin met die konsep van die lewe wat soms oneindeloos gejaagd voel. Ons jaag om voor te kom by die werk, ons bou aan ons personal brand op social media, ons probeer ons finansies uitsorteer, of ons bekommer oor die vraag, doen ons genoeg vir ons toekoms? Ons spandeer so baie energie om onsself te onderhou, om seker te maak ons kom nie kort nie, of ons mis nie die punt nie. Die boodskap wat die wêreld ons gee, sit klem op die haastige en nooit tevrede leefstyl. Het stoot en druk ons altyd om nommer 1 te probeer wees. Maar Jesus het 'n heeltemal 'n anderste, amper 'n ongebore manier van lewe voorgestel, 'n radikale waarde revolusie vir ons gebring. Nou vandag kyk ons na die heel eerste bousteen van hierdie leefstyl wat Jesus vir ons gegee het. En die gedagte is dat ons met compassion moet leef of medelee moet leef. Dink vir 'n oomblik aan jou lewe in terme van een van 2 prentjies. Is jy 'n dam of is jy 'n rivier? Nou ek weet dit klink vreemd, maar bly net met my. Die wêreld leer ons om soos 'n dam te wees. Die doel van 'n dam is eenvoudig: versamel soveel water as moontlik en hou dit vir jouself. Dis amper wat ons default setting word. Versamel meer geld, meer vriende, meer goed, meer erkenning. Die probleem is wat gebeur met water wat so in 'n dam staan en nooit gebruik word nie. Dit word onbruikbaar en brak. En baie van dit begin eintlik 'n reuk afgee of dit word leweloos. Dis presies hoe ons lewens kan voel. Ongeag hoe baie ons insamel en opgaar, bly ons gevoel van die lewe leeg. En ons is onvervuld en ons hunker na nog. Nou Jesus nooi ons uit om die realiteit anders te sien. Hy sê moenie 'n dam wees nie, maar wees eerder soos 'n rivier. 'n Rivier vloei en gaar niks op nie. Dit het 'n oorsprong wat heeltyd gee en laat die water heeltyd vloei. Die skoonheid van 'n rivier is dat dit vars vloeiende water wat deur beweeg, nie net 'n mooi ding is nie, maar lewe aan 'n woud gee. En ook water is wat altyd skoon en vars is. Nou Jesus gee ons hierdie opdrag. In Johannes 13 vers 34 tot 35. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Maar dit is medelee of compassion. Dit is die skui van ons wat 'n vashou lewe het na 'n deurvloei lewe. 'n Lewe wat gekenmerk word deur 'n oop hand, waardeur liefde vars, opnuut en konstant kan vloei. Nou, die logiese vraag is seker, dis alles goed en wel, maar waar kry ek hierdie water om deur my te laat vloei? Waar kry ek hierdie liefde? Ek voel self so leeg. En dit is die kern. Dit begin nie by ons nie. Jy kan nie vir iemand liefde gee wat jy nie self ontvang het nie. Die Bybel sê ons het lief, want hy het ons eers lief gehad. God se liefde is nie 'n beloning wat jy kry as jy alles reg doen nie. Dit is die bron, die water, die absolute oorsprong van liefde. En hoe weet ons dit? Deur te kyk na die waarde wat hy op ons plaas. Ons bepaal die waarde van enige iets deur die prys wat iemand bereid is om daarvoor te betaal. Soos 'n getekende rugbytrui is net eintlik 'n stuk lap, maar as 'n versamelaar R50.000 daarvoor sal wil betaal, is dit skielik baie waardevol. God het na jou en my gekyk en al ons foute en al ons bagasie en die prys wat hy bereid was om te betaal, was nie goud of silwer nie, dit was die lewe van sy seun. Dit is jou waarde, nie jou werkstitel nie, nie jou bankbalans nie, nie hoeveel likes jy kry op jou social media nie. Jou waarde is op die kruis bepaal. En sodra jy begin verstaan hoe God jou sien, verander dit hoe jy ander mense sien. Dit is soos om 'n nuwe bril op te sit. Ons is baie keer so vinnig
gereed om mense te oordeel. Daai kollega wat altyd negatief is, die familielid wat altyd drama maak, die ou wat voor jou in die verkeer jou afgesny het, en ons sien altyd die buitekant, amper die rotsgedeelte. Maar barmhartigheid of mercy is die vermoë om die diamant binne daai rots te sien, om te weet dat binne in elke persoon, maak nie saak hoe gebroke hulle voorkom nie, is die beeld van God. En hierdie nuwe manier van sien lei tot 'n nuwe manier van vra. Ons standaardvraag is, wat is fout met daai persoon? Maar dit kom van 'n plek van oordeel. Compassion, medelee, vra 'n ander vraag. Dit vra, ek wonder wat met hierdie persoon gebeur het. Sien jy die verskil? Die eerste vraag skep afstand. Die tweede vraag skep empatie. Die vraag skuif jou perspektief van oordeel na deernis, van 'n regter na 'n persoon met 'n ongekende liefde. Daai negatiewe kollega, miskien gaan hulle deur 'n egskeiding. Daai familielid, miskien is hulle diep seer gemaak van die verlede. Dit is wat Jesus gedoen het. Waar ander 'n sondaar gesien het, het hy 'n disipel gesien. Waar ander 'n vyand in die straat gesien het, het hy 'n toekomstige apostel gesien. So hier is die geleentheid wat ons inwag hierdie week. Baie eenvoudig. Kan ons fokus op een rots? Een persoon wat jy moeilik vind, wat jy irriteer, wat jy dalk al afgeskryf het. Dalk hoef jy niks te sê of te doen vir nou nie. Maar kan ons onsself 'n nuwe vraag afvra? Wat eerder klink soos, Here, ek wonder wat met hulle gebeur het. Help my om die diamant te sien. Help my om hulle deur u perspektief te sien. Die eerste stap wat die revolusie veg, is nie 'n eksterne konfrontasie nie. Dit is 'n persoonlike nadenking. Dit is om die vraag te beantwoord, hoe gaan ek mense anders sien? Dis dit. Wat dit is waar die waarde revolusie begin. Nie daar buite nie, maar hier binne.